Dankie Dominee Jakes, vriende, ek groet u vanaand weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus vanmiddag. Ek wil u aandag vestig weer op hierdie kaart wat vir ons 'n uiteensetting gee van die boek Openbaring. Nou alhoewel ons vanaand nie by die boek Openbaring gaan stil staan nie, gaan ons môre, Dinsdag en Woensdag aand gaan ons in die boek Openbaring blaai. So die boek Openbaring het 22 hoofstukke vir mekaar gesê. Dit word uitgebeeld met hierdie groot boekrol. Binne in die boek Openbaring is daar 'n kleiner boekrol. Dit is die boekrol waarvan ons nou net gesing het, wat die Here Jesus alleen waardig is om sy seels oop te maak. In die boek Openbaring leef ons tans, as ons dit so wil uitdruk, in hierdie kerkdispensasie. Dit is die kerk op aarde. U sal sien, daar word van 7 gemeentes gepraat en die verskillende karaktertrekke van gemeentes. Nie net natuurlik van die gemeente nie, maar van watter soort lidmaat is ek, wat aan die gemeente sy karakter gee. Daar's die Efese, dit is die een wat baie vir die Here gedoen het, maar sonder liefde. Daar is die Smyrna een, die een wat vervolg en verdruk is vir sy geloof. Daar is die Pergamus, die een wat kompromie met die wêreld aangaan. Die Thyatira, die een wat die dieptes van die Satan leer ken. Kerke wat dinge doen wat ver verwyderd is van God se wil. Daar is die Sardes gemeente, dit is diegene wat 'n naam het dat hulle lewe, maar eintlik dood is. Dan is daar die Philadelphia, dit is die een wat in die oorwinning lewe, want hulle die lyde van Christus hoog geag. En die Laodicea, Laos en in Engels, you must make a decision, Laodicea, dit beteken hierdie samevoeging van die twee Griekse woorde, dit verwys na die volk kies oor homself, die volk regeer oor homself, en julle weet ons lewe tans in die tyd waar dit die geval is, die tyd van menseregte. So dis hierdie 7 tydperke of 7 kerkdispensasies, ons lewe in die Openbaring 2 en 3. Maar in Openbaring hoofstuk 4 vind ons die woorde na hierdie dinge. Dis die Griekse woorde metatelta. Ek het dit die vorige keer vir u gesê, maar hier's dalk mense wat bygekom het, ek verfris net u gedagtes. Hierdie woorde metatelta beteken na hierdie dinge. Jy gaan dit kry in Openbaring 7 vers 1, Openbaring 7 vers 9, en jy kry dit later weer in die boek Openbaring. Dit verwys nadat die kerk op aarde gesien is. Ewe skielik word die kerk nou in die hemel gesien. Want in Openbaring hoofstuk 5 is dit die kerk wat sing, u het ons gekoop uit elke volk, stam, taal en nasie, en die kerk is nou in die hemel. En ek het vanoggend vir u gesê, die manier hoe die kerk in die hemel kom, is deur die opstanding van die liggaam. En dit is wat gaan gebeur by die wegvoering, noem dit so as jy wil, noem dit wegraping as jy wil, maar dit is wat gebeur by die opstanding van die liggaam. Die boodskap oor die opstanding van die liggaam is altyd kontroversieel. Dit was so kontroversieel dat daar 2 partye was in die Bybelse tyd, die Sadduseërs en die Fariseërs. En waaroor het hulle met mekaar verskil? Oor die opstanding. So die opstandingsvraag is altyd 'n moeilike vraag. En ek wil hê, u moet baie mooi vanaand hoor, wanneer ek met u praat oor onderwerpe soos die wegraping, as ons praat oor die groot verdrukking, as ons praat van die wederkoms van die Here Jesus en so meer, dan doen ons dit nie uit 'n posisie van bokshandskoene, waar ons houe gee teenoor mense wat nie glo soos ons glo nie. Daar is baie goeie, dierbare kinders van die Here wat anders die wederkomsboodskap verstaan as wat ons dit verstaan. Maar dit beteken nie, ons moenie goeie vaste grond onder ons voete hê nie. Ons moenie sommer net 'n ding glo, omdat mense dit glo nie. Ons moet na God se woord toe gaan, om daar antwoorde, om vaste grond onder ons voete te kry. Soos wat ek nou reeds vanoggend vir u gesê het, vir alles dit kom met die boodskap van die wegraping, dan verskil die Christene nie regtig daaroor nie. Enige belydelike Christen wat sy glo in die opstanding, glo in die wegraping. Maar wanneer die wegraping gaan plaasvind, dit is die vraag. Sommige glo dit gaan voor die tydperk van groot verdrukking wees, ander glo dit gaan in die middel van die groot verdrukking wees, ander glo dit gaan wees by Jesus se wederkoms, waar ons opgaan en dadelik weer terugkom. En ons gaan vanaand bietjie by hierdie vraagstuk stil staan, om ook aan u te wys waarom ons glo soos ons glo, dat dit blyk vir my as ek die Bybelse profeseë bestudeer, dat dit voor hierdie tydperk van groot verdrukking gaan plaasvind.
Hierdie tydperk het ons vanoggend gesê, is die tydperk van groot verdrukking wat die Here Jesus self beskryf. Dit is nou natuurlik die breking van die 7 seels. Dit is 'n periode van 7 jaar wat voor Jesus se wederkoms gaan plaasvind. As jy in die wegraping glo, dan glo jy nie in 2 wederkomste nie. Moenie die fout maak nie. Ek het by die vorige geleentheid vir u gesê, ek lees byvoorbeeld die boek van professor Adriaan Koning, en hy sal sê, as jy in die wegraping glo, dan glo jy in 2 wederkomste. Dis nie so nie. Jy glo nie in 2 wederkomste nie. Daar's net 1 wederkoms, waar die Here Jesus sy voet op die Olyfberg gaan sit, volgens Sagaria 14 vers 4, waar die Olyfberg in 2 gaan skeur, hy gaan dan afbeweeg, hy gaan binne in Jerusalem ingaan, en dan gaan hy sy koninkryk vestig. Ons gaan môre aan veral daar aan die einde van die boek Openbaring daarby stil staan. Die sleutelvers van die boek Openbaring, waar hy in hierdie tydvakke gesien het, wat hy gesien het, daar sal hy sien wat sal, die dinge wat nog moet wees, die dinge wat is natuurlik Openbaring 1 vers 19. Die vers wat die tema aankondig van die boek Openbaring is Openbaring 1 vers 7, wat vir ons sê dit handel oor Jesus se wederkoms. Goed, maar vanaand wil ek hê jy met die woord van die Here saam met my oopmaak by 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Die vorige keer toe ek hier was, toe het ek vir u die konteks van hierdie brief verduidelik, maar ek gaan dit tog vinnig, dalk bietjie korter as die vorige keer, gaan ek vinnig vir u verduidelik. Ek het die laaste keer begin deur vir u te sê, elke Bybelskrywer maak melding van hoekom hy deur die Gees van God geïnspireer is, die heilige manne van God gedrywe is, om elke boek te skryf in die Bybel. Jy gaan byvoorbeeld Johannes 20 vers 31 lees, dan gaan jy sien, dat Johannes skryf sy evangelie, sodat ons kan glo dat Jesus God is. Hoekom skryf hy 1 Johannes? Sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Dit het ek aan julle geskrywe, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, wat in sy naam glo. So kan julle sien hoe gee hy self die rede. Petrus is geskryf, 1 Petrus 5 vers 12, om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin ons staan. 1 Tessalonisense is geskryf juis omdat in Handelinge 17 toe die gemeente gestig is, daar vervolging gekom het, die Jode het Paulus uitgedryf, hy is uiteindelik na Berea toe, hy het uiteindelik in Korinthe aangekom, en toe hoor hy hoe dit gaan in die Thessalonika gemeente, want hy Timoteus gestuur, en Timoteus kom toe en gee verslag, dat die mense is nie lekker seker oor, wat gebeur met die mense wat doodgaan, voordat die wederkoms plaasvind nie. Dit is hoekom hy byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 4 vers 13 dan sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Die mense wat nou oorlede is, dan verduidelik hy hierdie orde van gebeure, wat gaan gebeur by die opstanding, en dan verduidelik hy daar, ons wat in die lewe oorbly, gaan saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. Ek wil dit tog vir u sê, met my studies by die Universiteit van Stellenbosch het ek agtergekom dat professore soos professor Hofmeyer, wat saam met John Murray die eerste 2 professore aan die Universiteit van Stellenbosch was. Professor Hofmeyer het geglo soos ek glo. Die boodskap van die wegraping, die boodskap van die 1000-jarige vrederyk is die ou boodskap. Dit was professor Johan Heinz op 'n stadium wat die synode beweeg het om anti-chiliasties te wees. Die boodskap wat ek aan u verkondig is die ou boodskap. Die anti-chiliastiese boodskap is die nuwe boodskap, wat nie vroeër jare in ons land algemeen was nie. Dit het later jare, soos die professore van uit Nederland uitgekom het, verskoon tog die predikante, want hulle het hulle opleiding daar gekry nog voor die kweekskool op Stellenbosch was en so meer, het hulle al hoe meer anti-chiliasties gedraai. Maar veral die Skotse predikante soos die Murrays en so meer, het die profetiese woord verstaan soos ons dit doen. So ek wil dit net vir u sê, u moet tog nie dink, ons is besig om vir u 'n nuwe boodskap te verkondig nie, dis nie so nie. Maar ons sal vanaand net weer daarby stil staan. Die vraag dan, hoekom is 2 Tessalonisense in jou Bybel? Want die Jode het agtergekom dat Paulus stuur nou briewe na die gemeentes toe, en toe stuur hulle eie brief in die gemeente in, 'n brief wat sê, die dag van die Here het nou klaar gekom, verwysende na hierdie dag van oordeel.
En hulle het agtergebly. Kan julle nou dink wat 'n pandemonium was daar in die gemeente, toe hulle 'n brief oopmaak van Paulus wat sê, die dag van die Here het gekom. Daar was chaos in die gemeente. Want nou is hulle nie seker, is hulle nou onder God se oordeel, is hulle nou nie? Want hulle het verstaan, Paulus sê ons word verlos van die toekomstige oordeel. Nou hoor hulle nee, maar hulle is nou in die oordeel. Dit is hoekom hy 2 Tessalonisense aan hulle skryf, sodat hulle nou kan verstaan wat die orde van gebeure is. En as ons nou hier gaan lees, dan moet u opmerk, hoe beskryf hy die orde van gebeure met betrekking tot die dag van die Here, en wat moet eers plaasvind voordat iets anderster mag plaasvind. So kom ons lees hier saam. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê toe ek nog by julle was nie, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en by die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie so koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur en om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het, tot saligheid in heiligmaking van die Gees, en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas, en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons, en mag ons Here Jesus Christus self, en onse God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ons lees net hierdie tweede hoofstuk. Kan u sien hoe waarsku hy nou teen hierdie valse briewe wat in die gemeente inkom, asof die dag van Christus al daar is? Kyk gou saam met my na die derde hoofstuk, vers 17. Hy sê daar, die groete van Paulus met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Hy doen dit, dat hulle nie weer mislei sal word nie. Net om 'n paar gedagtes gou weer vir u te verfris uit hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Ek onthou ek het daar agter gestaan, agter die gordyn, en ou Dr. Willie Skols sê op 'n stadium vir my, hy verstaan nie dat mense sê, ja, maar ons verskil maar net in terme nie. Want in watter terme? Die Bybel sê 'n mens moet gered word. Nou is daar mense wat sê, nee, maar jy hoef nie regtig gered te word nie. Hy sê vir my, wat praat die mense? Die Bybel sê dan jy moet gered word. Hoe kan hulle sê hulle verskil in terme? Nou dink ek aan daardie woorde aan die einde van vers 10 wat ons gelees het,
wat daar sommige mense is, wat nie die waarheid aanneem om gered te word nie. Daar staan dat die Bybel sê, dis goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense tot bekering kom, en tot die kennis van die waarheid. God wil hê dat alle mense gered word. Dis Bybelse terme, dis nie vreemde terme nie. God wil hê die mens moet gered word. As ons hier nou lees van wat hier gebeur, dan is Paulus besig om vir ons die orde te beskryf. En as u nou fyn geluister het, dan sal u hoor dat daar iemand op aarde gaan wees wat die Here by die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Ons het dit vanaand hier gelees. Wie is hierdie een wat die Here by sy wederkoms tot niet sal maak? Die Antichrist. Ons het hier gelees van die seun van die verderf, die mens van sonde, die ongeregtige, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan. So hier bevestig Paulus dat voor Jesus se wederkoms daar 'n man op aarde gaan wees wat verwoesting gaan bring, en Johannes noem hom in 1 Johannes 2 vers 18 die Antichrist. En die Antichrist gaan tot niet gemaak word. Hy gaan hierdie wêreldleier wees wat voor die verskyning van Jesus, voor sy wederkoms op aarde sal wees. Maar nou lees ons hier in vers 16, en mag ons Here Jesus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het, 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Dit is hoekom ek vanaand met u wil praat, deur genade weggevoer. Daar is genade vir hierdie gemeente, terwyl hulle in pandemonium was. Maar kom ons bid eers saam voordat ons verder gaan. Hemelse Vader, die opening van u woord bring lig. En ek wil vanaand bid dat die opening van u woord weer vir ons lig sal bring. Ek verstaan baie goed dat daar verskillende meningspeilings is en verskille is, meningsverskille oor die wederkoms en wat nog moet plaasvind. Daarom het ek vanoggend vir u gevra, Here, dat u geduld in ons hart sal werk. Dat ons hierdie onderwerpe met liefde, deernis sal hanteer. En ek vra, Here, dat u woord uiteindelik sal spreek. Nie noodwendig wat ek sê, of wat 'n professor sê, of wat iemand sê nie, maar dat u woord vir ons lig sal bring. Ons vra dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Nou broeders en susters, vanaand gaan ons iets anders doen. Vanaand gaan ek u uitnooi om saam met my in my klas te kom sit. Vanaand gaan ek u in die eskatologie klas neem om aan u te wys. Baie keer preek ons dinge, maar ons sê nie altyd vir u hoekom ons dit so glo nie. Ons sal byvoorbeeld sê, maar ons glo dat die opstanding gaan plaasvind voor die groot verdrukking, maar ons sê nooit vir u hoekom nie. En dit is wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan vanaand stil staan by miskien nou 'n akademiese vraag, om net vir u in u gemoed ruimte te skep, dat u ook verstaan hoekom ons glo soos ons glo. En deur dit te doen, kyk ons byvoorbeeld na 'n baie bekende boek, wat dikwels op mense se rakke kan wees, wat in koemboeke beskikbaar is, die A tot Z van Openbaring. Op bladsy 317 word daar melding gemaak, die wegraping is dus 'n dramatiese fisieke ingryping deur God wanneer Christus sy eiendom wegruk voor die verskyning van die Antichrist, aldus volgens die voorverdrukking voorstanders. Professor Jan Durant maak hier 'n akkurate veronderstelling van wat geglo word deur voorverdrukking voorstanders. Hy is heeltemal korrek. Dit is wat ons glo, dat daar 'n dinamiese, fisieke ingrype deur God gaan wees, wanneer hy sy bruid deur die opstanding gaan wegneem voor die groot verdrukking.
Hy skryf dan byvoorbeeld op bladsy 319 in sy eksegese, sy skrifontleding van 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, dat die woord weggevoer in Grieks die woord harpazo is en kan net sowel met weggeruk vertaal word. So sy Grieks is korrek. Dat hierdie woord harpazo wat jy gaan kry in 1 Tessalonisense 4 vers 17, kan net sowel, die vertalers kon net sowel die woord weggeruk of weggeraap gebruik het. Dis hierdie woord harpazo. Nou moet ek maar tong in die kies vir u sê, daar is mense wat al vir my gesê het, hulle glo nie aan iets soos die wegraping nie, omdat die woord wegraping nie in die Bybel voorkom nie. Hy kom in die Bybel voor in Sefanja, hoofstuk 3, maar in 'n hele ander konteks. Ek sal nou ook skuldig wees aan die verdraaiing van God se woord as ek daar die wegraping wil inlees. Maar ek antwoord hulle gewoonlik en dan vra ek vir hulle, maar glo julle in die Bybel? Want die woord Bybel kom nie in die Bybel voor nie. So jy kan nie sê jy glo nie in die wegraping omdat die woord wegraping nie in die Bybel kom nie. Hier bevestig professor Jan Durant dat hierdie woord weggeraap of weggeruk een en dieselfde woord is vanuit die Grieks harpazo. Skielik weggeruk of weggevoer van die gelowiges beklemtoon dat die beslissingsoomblik aangebreek het. Hier maak hy melding van 'n skielike wegname wanneer die opstanding gaan plaasvind by 'n beslissingsoomblik op bladsy 319 en sy slotsom is dat hierdie gebeure tydens die wederkoms sal plaasvind en sluit dan af met die stelling van 'n moontlike wegraping van gelowiges is werklik geen sprake in die gedeelte nie. Op bladsy 320. So professor Jan Durant, nadat hy al hierdie inligting korrek weergegee het, kom by 'n slotsom en sê nee, daar sal geen so 'n wegraping wees nie. Dit sal wees by die wederkoms wanneer die Here Jesus sy bruid kom haal en ons kom dadelik weer saam met hom terug. In dieselfde asem verduidelik professor Jan Durant dat die gelowiges nog lewendig sal wees by die wederkoms van Jesus en dat daar 'n wegruk sal wees, 'n ontmoetingsplek in die lig, soos 1 Tessalonisense 4 vers 17 nou leer, dat ons in wolke weggevoer sal word die Here tegemoet in die lig. Nie op die aarde nie, maar in die lig. In dieselfde asem as wat hy sê, daar gaan 'n ontmoetingsplek wees, sê hy, daar bestaan nie iets soos die wegraping nie. Terwyl hy nou net 3 bladsye afgestaan het om te verduidelik dat daar 'n wegraping sal wees. Maar dan is dit wat professor Ken Johnson verduidelik, dat dit 'n klassieke voorbeeld is van waar iemand die wegraping verwerp, maar as jy vir hom vra, glo jy aan die opstanding dat daar 'n wegraping sal wees tot in die lig, dan sê hulle ja. Jy sien in dieselfde asem as wat hulle sê, daar gaan nie 'n wegraping wees nie, sê hulle nee, maar daar gaan een wees, maar wanneer gaan hy plaasvind, dan kom hulle by daardie punt uit. Ek praat met 'n groot boer daarvan George. Hy kom met sulke Interlink trokke, dan ry Standerton toe, en dan kom koop hy nou vir hom John Deere trekkers. En nou ken ons mekaar en ek praat bietjie met hom, en hy sê vir my, hy glo nie aan die wegraping nie. Ek vra toe vir hom, maar oom, glo oom aan die opstanding? Hy sê ja, hy glo in die opstanding. Ek sê vir hom, oom, ek gaan nou vir oom verduidelik dat oom eintlik in die wegraping glo, oom weet dit net nog nie. En dan as ek dit klaar vir oom verduidelik het, dan gaan oom vir my sê, nee, maar is eintlik iets anderster wat ek nie in glo nie. Ek sê, kom ons toets of ek reg gepraat het. En ek verduidelik vir hom en ek vra vir hom daai eenvoudige vraag wat ek vanoggend vir u gevra het, gaan almal lewendig wees wanneer die opstanding plaasvind? Of gaan almal dood wees wanneer die opstanding plaasvind? Nee, sommige mense gaan dood wees en sommige mense gaan nog lewe wanneer die opstanding plaasvind. En hoe gaan ons almal in 'n oomblik by die Here Jesus uitkom? En die oom sê, ja, nee, ek glo nie wegraping, maar daar's iets anderster. Dis presies wat ek gesê het, wat oom gaan sê. So toe ek hom nou lekker in die hoek gesit. Wat die oom nie glo nie, is dat die wegraping voor die groot verdrukking gaan plaasvind. U sien maar, dis 'n ander vraag, wat 'n ander antwoord kort.
Om sommer net te sê, ek glo nie in die wegraping nie, jy glo nie wegraping, jy verskil net oor wanneer gaan dit plaasvind. Jy sien, dis wat belangrik is. Dan kan ons sinvol met mekaar begin praat, as wat ons net sê, maar ons glo nie daarin nie. Want eintlik, as jy glo in die opstanding, dan doen jy, die vraag is net, wanneer gaan hy plaasvind? So hier is nou een van 3 keuses. Ek nooi u in my klas in, dat ek met u kan praat oor hierdie saak. Dat die wegraping voor die 7 jaar van groot verdrukking gaan plaasvind, dat die wegraping in die helfte van die 7 jaar gaan plaasvind, of dat die wegraping aan die einde van die groot verdrukking gaan plaasvind. So ons praat hier van pre-tribalisme, ons praat hier van mid-tribalisme, en ons praat hier van post-tribalisme. Met ander woorde, dit praat van die tribulation, voor die verdrukking, in die middel van die verdrukking, of aan die einde van die groot verdrukking. En net om vir julle 'n vinnige oorsig te gee van die voorstanders van die verskillende aspekte. Die naverdrukkingswegraping teorie is mense wat sê dat daar een algemene opstanding gaan wees. Daar gaan net een algemene opstanding wees. Daar is geen onderskeid. Die opstanding van die gelowiges en die opstanding van die ongeregtiges vind presies dieselfde tyd plaas. Môre aand gaan ek vir u 'n gedeelte lees in die Bybel wat presies sê dit is nie so nie. Dit staan net so in jou Bybel, dat hulle nie op dieselfde stadium plaasvind nie, maar die naverdrukking wegrapingsteorie voorstanders sê, dat dit een algemene geleentheid is, waar die wegraping en die wederkoms gelyktydig plaasvind. En hier is nou veral die rede. Hulle maak nie onderskeid tussen die volk Israel en die kerk nie. En selfs wanneer hulle sê dat hulle onderskeid maak tussen die volk en die kerk, dan doen hulle dit nie wanneer dit kom by skrifeksegese nie. Dit is wat ons die vervangingsteologie noem. So die vervangingsteologie is waar jy die kerk inlees op plekke waar die kerk nie hoort nie. Daar is party plekke waar die Bybel praat van uitverkorenes, dan praat dit van ons as die Nuwe Testamentiese kerk. Daar is party plekke in die Bybel waar die Bybel praat van uitverkorenes, dan verwys dit na die volk Israel. So jy moet die konteks gaan lees om altyd te verstaan van watter groep praat hy nou. Praat hy van die kerk of praat hy van die volk Israel? Jy lees byvoorbeeld Daniël hoofstuk 10 vers 14, jy lees dit in Daniël hoofstuk 8 en Daniël hoofstuk 9, dan word die konteks getrek tot die gebeure wat aan die einde gaan plaasvind oor hierdie volk, oor die volk Israel. Ek gaan nou vir u weer die verse gee, dan gaan u dit sien. So jy moet vasstel waar word van wie gepraat. So nou lees jy in die boek Openbaring van sekere heiliges, jy lees van sekere uitverkorenes, en dan lees hulle die kerk daar binne. Dit is hoekom hulle sê die kerk gaan in die groot verdrukking wees. Terwyl dit nie die kerk is nie, want die kerk sing al klaar in die hemel. U het ons gekoop met elke volk, stam, taal en nasie. Waar sing hulle daai lied? Hulle sing hom in die hemel. Maar hier op aarde gaan die volk Israel wees, want hulle gaan binne in die groot verdrukking ingaan, omdat hulle nie die Here Jesus gehad het as hulle verlosser en saligmaker nie. So die posisie verwerp die natuur en intensie van die groot verdrukking. Die vraag is, waaroor gaan hierdie tydperk? Dit word die 70ste week van Daniël genoem, as jy nou die 70-7-talle van Daniël 9 gaan bestudeer. Jy kan dit daar agter gaan kry in my boekie wat handel oor Daniël, daar gee ek vir u die antwoorde. Ons kan nou nie daarop ingaan nie. Maar die 70ste week van Daniël het niks te doen met die kerk nie. Dit is God se volvoering van sy plan oor die volk Israel. U gaan nou sien, die prentjie sal duideliker en duideliker word. Die naverdrukkingsteorie verwerp indirek die tekste, nie intentioneel nie, rondom die skielike koms van Jesus. En wat bedoel ek daarmee? Aangesien dit dan presies bereken kan word, want die Bybel sê na die openbaring van die anti-kris gaan hoeveel jaar verloop? 7 jaar, die Bybel sê dit. So hy praat van 3
3,5 jaar en 3,5 jaar. Hy praat van 1260 dae en 1260 dae. Jy kan dit gelees in Openbaring 12 vers 6, of hy praat van 42 maande of 'n tyd en 'n halwe tyd wat 7 jaar, dis die 70ste week van Daniël van die 490 jaar, is die 483 al reeds verby, 7 jaar bly oor. As ons skrif met skrif vergelyk, dis die goue reël van skrifinterpretasie, dan beteken dit daar bly 'n 7 jaar periode oor. Maar as presies Jesus se wederkoms gaan plaasvind 7 jaar na die openbaarmaking van die Antichrist, dan kan Jesus se koms nie meer skielik wees nie. Hoekom? Want dan moet jy net die somme doen. Die oomblik as die Antichrist, hierdie wêreldleier, 'n verbond met Israel gaan optrek, 'n sterk verbond, dis wat Jesus gesê het, wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. So Jesus het reeds sy koms aangekondig dat hy 'n sterk verbond gaan sluit. Wel, dan moet jy net 7 jaar bytel, en weet jy dus wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Maar wanneer daar 'n wegvoering gaan plaasvind voor die openbaarmaking van die Antichrist, dan behou dit die skielike karakter van sy koms. Niemand weet wanneer gaan dit wees nie. As u na die tyd dalk vra het wat u nie lekker verstaan wat ek nou verduidelik nie, dan is u welkom, want in die klas kon hulle nou hand opgesteek het en vrae gevra het. Die posisie verwerp daarom die profetiese vervulling van Daniël 9 vers 24 en 27 bloot as 'n historiese insident. Hulle sien dit het alleen betrekking op 70 na Christus wat ons vanoggend hanteer het. So ek gee maar net vir u 'n bietjie inligting sodat u saam op my bladsy kan wees. Die posisie moet groot gedeeltes van die Bybel wat uitgestippel is as die program van God vir Israel, soos Matteus 13, 24 en 25, Openbaring 6 tot 18, op die kerk van toepassing maak. En dit is hoekom ek reeds vir u gesê het, dalk nie intentioneel nie, maar in eksegese en skrifverklaring glo hulle in die vervangingsteologie. Dan die mid-verdrukking. Dit is die mense wat glo dat die wegraping in die middel van die groot verdrukking gaan plaasvind. Hulle sal byvoorbeeld sê, in die middel van die groot verdrukking, in die boek Openbaring lees jy van 2 getuies, en die 2 getuies het gesterf, en toe hulle opgeruk om hemel toe te gaan, dan sê hulle, sien julle, dit is 'n beeld van die wegraping. Dit is wat ons allegoriese skrifverklaring noem. Dit is om in 'n beeld of in 'n simboliek geestelike waarde in te koppel wat die Bybel nie daaraan koppel nie. Die goue reël van skrifinterpretasie is om skrif met skrif te vergelyk. Ons kan nie ons eie gedagtes die Bybel inlees om maar te dink wat ons dink daar behoort te staan nie. Ek dink ek het dit vroeër jare, miskien toe ek nog hier by u was, het ek dit vir u gesê, daar kom op 'n stadium 'n dame na my toe en sê, daar's mos nou 'n persoon wat by die bruilof opgedaag het sonder 'n bruilofskleed. En toe sê die dame vir my, weet jy hoekom het daardie persoon by die bruilof opgedaag sonder 'n bruilofskleed? Toe sê die persoon is omdat daardie persoon nie groot gedoop is nie. Ek sê toe, my wêreld, hier dog ek al die jare, dit is omdat daardie persoon nie sonnaarskool bygewoon het nie. So as u nou lag, dan verstaan u wat ek bedoel. Ons kan nie ons eie gedagtes die teks indra nie. Wat ek wil hê die teks moet sê nie, dit kan ons nie doen nie. So hier is dieselfde gedagte. En nou omdat daar 7 bassyne is, dan sê hulle nee, daai basyn gaan in die middel van die groot verdrukking, en dan gaan Jesus by die laaste basyn, gaan daai die laaste basyn wees. Maar die kort en die lang van die saak is, die bassyne waarvan daar gepraat word, het met oordeel te doen. Die basyn wat die Bybel van praat gaan blaas by die wegraping, by die wederkoms, is verlossingsbassyne. Die twee het niks met mekaar te doen nie. Die een kondig oordeel aan, want die Bybel sê presies wat gaan gebeur met daardie 7de basyn. So dit is om gedagtes in te lees wat nie daar staan nie. Ek het nou reeds vir u gesê, dit verraai ook eintlik die skielike koms van die Here, want nou moet jy nie net 7 jaar na die openbaring van die Antichrist tel nie, jy moet nou net 3,5 jaar, want dan is dit ons nou na 3,5 jaar, as hulle glo die wegraping gaan in die middel van die groot verdrukking plaasvind. So hulle glo ook dat die program van God en die program van Israel oorvleuel met mekaar. Nou wonder ek, wie van u kan onthou wat ons vanoggend gelees het? Ons het vanoggend gelees, daar was 'n vers op die bord, Lukas 21, wat praat van Jerusalem se vertrapping, totdat die tye van die nasies vervul is.
Wat gaan dan gebeur as die tye van die nasies vervul is? Dan gaan God sy program met die volk Israel weer opneem. Die 2 programme oorvleuel nie. Maar as jy glo in die wegraping in die middel van die groot verdrukking, dan moet jy glo dat hierdie 2 programme oorvleuel eintlik mekaar. Maar die Bybel sê duidelik, as die tye van die nasies vervul is, dan gaan God sy program met Israel weer opneem. Dit is wat ons die 70ste week van Daniël noem. As daar van hierdie gegevens is wat nog nie mooi sin maak nie, dit gaan nou al hoe meer duidelik word. En die posisie steun in sekere opsigte dan ook op die allegoriese skrifverklaringsmetode, veral gesien in die tyd van die eerste deel van die verdrukking. Maar nou lees ons 'n boek van 'n teoloog wat ek ook baie van hou om sy werk te bestudeer, en dit is Dr. R.C. Sproul, wat so tyd terug oorlede is. Hy het kritiek teen die voorverdrukkingswegraping teorie. En as jy nou 'n eskatoloog is of jy bestudeer die wederkoms, dan kan jy nie net goed lees van mense wat glo soos jy glo nie. Jy moet ook jou hart oopstel om partykeer die ander dinge te hoor. Hoekom glo hulle soos hulle glo? Is ons nie dalk verkeerd nie? Het ons nie dalk die kat aan die stert beet nie? En Dr. R.C. Sproul skryf oor die voorverdrukkingswegraping teorie. Hy sê dat dispensasionele premillennialisme 'n redelike onlangse eskatologiese perspektief is en dat dit eintlik prominensie ontvang het met die uitgee van die Scofield Reference Bible in 1909. Selfs Dr. Kent Hovind, die baie bekende wetenskaplike, hy verwys neerhalend na die Scofield Bible wanneer hy sê, ek het ook eers geglo soos die Scofield Bible leer, want almal glo mos die Scofield Bible. So hier is 2 doktore wat sê dat hierdie idee van 'n wegraping voor die groot verdrukking is sommer 'n nuwe ding, dis sommer 'n nuwe teorie. Dan George Ladd, hy gaan nog 'n bietjie verder. Hy gaan verder wanneer hy sê die kerkvaders het in die wederkoms geglo voor die millennium. Met ander woorde, hy skryf dat die wederkoms gaan plaasvind voor die 1000-jarige vrede. Hy sê die kerkvaders het dit geglo. In die wederkoms voor die millennium, maar dat hulle nie geglo het aan 'n wegraping voor die groot verdrukking waarna die wederkoms sal plaasvind nie. So hier is nou 2 doktore plus Dr. George Ladd wat sê daar bestaan nie 'n ding soos 'n wegraping voor die groot verdrukking nie. Lorraine Boetner skryf, die algemene beskouing is dat John Nelson Darby geakkrediteer word as die uitvinder van die wegrapingsteorie saam met sy Plymouth Brethren beweging. Die teorie het egter populariteit ontvang met Cyrus Scofield se Scofield Bible. So hier is nou 'n paar professore en doktore wat sê daar bestaan nie 'n ding soos 'n wegraping voor die groot verdrukking nie. Hulle sê dat die kerkvaders het dit nie geglo nie, die Bybel leer dit nie, en dat dit sommer 'n nuwe teorie is. Nou is die vraag, maar hoekom glo ons dit dan? Is ons nie dalk verkeerd nie? Het ons dalk nie die kat in die stert beet nie? Wel, kom ons kyk of hulle reg is. Kom ons gaan na die kerkvaders toe, dan kyk ons of hulle reg is. Hier is Irenaeus. Wie was Irenaeus gewees? Irenaeus, daardie tyd het hulle nie soos ons nou na die Universiteit van Stellenbosch of die Universiteit van Pretoria gegaan nie, hulle het leermeesters gehad. Paulus het 'n leermeester gehad en sy naam was Gamaliel. So jy het aan die voete van Gamaliel het jy gesit en geleer, hulle het hierdie leermeesters gehad. So Irenaeus het 'n leermeester gehad en sy naam was Polycarpus van Smyrna, die tweede gemeente. Polycarpus was die dominee van Smyrna toe Johannes op die eiland Patmos was. Jy kan jou geskiedenis gaan kyk, hy was die man wat geleef het en Polycarpus het 'n leermeester gehad en sy naam was Johannes, die skrywer van die boek Openbaring. So ons het hier te doen met 'n leerling van Polycarpus wat op sy beurt weer 'n leerling van Johannes was.
Dis die vroegste, dis die naaste kerkvader se geskrifte wat ons kan kry, wat weet wat Johannes self geleer het, wat nie in die Bybel staan nie, maar geskiedskrywing is van dit wat ons in die akademie kan sien, wat die vroeë kerkvaders geglo het. Irenaeus word daarvan vertel, skryf Ed Rees in sy Encyclopedia of Christian Biographies. Irenaeus is considered the first writer to deserve the title of theologian, using both the Old and the New Testament in building his theology. Irenaeus presented the premillennial view that Christ would return to rapture the church before the tribulation and prior to his triumphant millennial rule. Ek stem nie saam met Dr. R.C. Sproul wat sê die vroeë kerkvaders of Dr. George Ladd wat sê die vroeë kerkvaders het dit nie geglo nie. Hier is Irenaeus en hy het dit geglo. Die naaste wat ons kan kom aan 'n leerling van Polycarpus wat 'n leerling van Johannes was. Maar kom ons gaan na Irenaeus se geskrifte self toe. Die primêre bronne. Nie wat Ed Reed noodwendig van hom sê nie. In boek 5, hoofstuk 29, skryf hy, en ek het dit maar vry vertaal in Afrikaans, of direk vertaal eerder in Afrikaans, en daarom wanneer in die einde, die kerk sal skielik weggeruk word van dit, soos dit gesê is, daar sal groot verdrukking wees, soos nog nooit van die begin af was, of ooit sal wees nie. Hier sê Irenaeus self, dat die kerk weggeruk sal word van hierdie tydperk van groot verdrukking. So moenie vir my sê, die kerkvaders het dit nie geglo nie. Hulle het dit geglo. Dat die kerk weggeruk sal word voor die groot verdrukking. Hier is Cyprianus gewees, en let op die tyd wat hy geleef het, lank voordat die Romeinse kerk daar was. Constantijn het eers hier in 312 sy droom gehad, Enos Signovincius, en hierdie teken sal jy oorwin. Hy het eers in 312 daar die droom gehad, en in 385 het Theodorus eintlik eers die kerk as amptelik die Romeinse kerk, die staatkerk gemaak. So Cyprianus het geleef lank voordat daar enige invloed van Rome kon wees. Hy is onthoof vir sy geloof en hy skryf oor die groot verdrukking. Hy sê, ons wat sien dat gewelddadige dinge gebeur, onthou dit is toe Rome hulle so geweldig verdruk het, en weet dat nog meer verdrukking onvermydelik op pad is, ag dit 'n groot voordeel dat ons hiervan spoedig bevry sal word. Gee julle God nie dank en ag julle nie as gelukkig dat julle deur 'n vroeë vertrek van hierdie verwoesting gespaar sal word nie? Laat ons die dag begroet wat ons sal wegruk na ons huis en ons vrymaak van die verdrukking van die wêreld en ons herstel tot die paradys en koninkryk. Hier is nog 'n kerkvader, en ek kan vir u nog voorhou. Ek noem vir u 2 kerkvaders, uit die monde van 2 staan 'n saak dan nou vas. Hulle het ten minste daaroor gepraat, daaroor geskryf, en hulle het dit geglo. Dit is nie korrek om te sê, die vroeë kerkvaders het dit nie geglo nie. Die feit van die saak is, my liewe broeders en susters, die belofte van vryskelding van goddelike wraak en toorn bewys vir ons aan wie moet hierdie oordeel toegedig word. Want u moet nou onthou, wanneer ons lees in Openbaring van die oordeel wat kom oor die wêreld, dan lees ons daar in Openbaring 6 vers 17, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Want soms sê mense vir my, dominee, maar die kerk is nog altyd verdruk. Hoekom dink ons sal ons nou van hierdie verdrukking gespaar word deur 'n vroeë vertrek? Die kerk is dan nog altyd verdruk. Die feit van die saak is, my liewe broeders en susters, die verdrukking wat die kerk oor al die jare beleef het, oor die vervolging wat die kerk oor al die jare beleef het, was mense teen mense. Dit was mense wat ander mense verdruk. Maar die groot verdrukking is wanneer God sy wraak op die bewoners van die aarde uitoefen. Dit word die toorn van die lam genoem. Dit is nie gewone verdrukking nie. Dit is goddelike wraak. Wanneer hy sy oordeel op die bewoners van die aarde uitbring. Dit is wat wanneer die 5de seël gebreek word, dan bid die martelare, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie.
Dis God, die toorn van die lam. Daarom bid hulle, heuwels bedek ons, berge val op ons. Want wie kan bestaan vir die toorn van die lam? My liewe broeders, dit is wat Leon Wu dan skryf. Hy sê, the foregoing has emphasized that the purpose of the tribulation is to bring judgment upon those who is deserving it. Dis die doel van die groot verdrukking. Hy gaan dan verder deur te skryf dat dit nie teologies konsekwent is om te glo dat Jesus die oordeel van God aan die kruis gedra het en 'n persoon dit steeds moet dra, al het hy Jesus se plaasvervangende dood aanvaar nie. Met ander woorde, wat ons hier bedoel is, hoekom moet iemand wat gered is, wat vrygemaak is van die oordeel, onder God se oordeel staan in die groot verdrukking? Dit is nie teologies konsekwent nie. Hoekom het hy vir jou die prys betaal as jy in elk geval onder sy oordeel gaan moet wees? As in elk geval die sambok gaan uithaal en sy bruid op die rug slaan. Dit maak nie sin nie. Dit is nie teologies konsekwent nie. Maar nou kan ons kyk wat al hierdie doktore en professore sê, maar die belangrike vraag is, wat leer die Bybel? Wat leer God se woord oor hierdie saak van die komende oordeel? Ons lees van die wegvoering, die opstanding in die boek 1 Tessalonisense. In dieselfde boek 1 Tessalonisense begin Paulus te skryf in 1 Tessalonisense 1 vers 10 en Jesus uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Daar staan dit. Hy skryf in dieselfde boek, wat hy praat van die opstanding, dat Jesus ons van die toekomstige toorn gaan verlos. In dieselfde boek gee hy ook die rede in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Daar is sommige wat onder die oordeel van God bly. Dit is wat Johannes 3 vers 36 ons leer, dat die oordeel van God bly op die kinders van die ongehoorsaamheid. Maar die oordeel van God is nie bedoel vir die kinders van die Here nie. Hier staan dit, ons is bedoel om die saligheid te verkry, nie om onder die toorn te wees nie. Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Nog 'n bevestigende teks dat die kerk nie onder die oordeel en die toorn van God sal wees, die toekomstige toorn. Miskien sal ek môre aand voor die diens vinnig weer vir u sê, net u gedagtes verfris. Ons het dit die vorige keer gedoen, maar ek gaan dit net weer doen. Hoekom Matteus 24 praat van 'n toekomstige toorn? Let nou op Lukas 21 vers 28. As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Weereens die belofte dat daar verlossing sal wees, maar na die ander kant toe. Efesiërs 5 vers 6, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Kan nie die duidelike onderskeid sien wanneer die Bybel met ons praat oor die kinders van die Here en oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Kolossense 3 vers 6, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Dit is die kinders van die ongehoorsaamheid. Dit is waarvoor die groot verdrukking ontwerp is. Dat dit oordeel sal bring op die wat dit verdien, en die bruid verdien dit nie. Die bruid is vrygemaak, uit genade gered. Openbaring 3 vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Openbaring 6 vers 10, ek het dit nou vir u aangehaal 'n paar geleenthede, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie.
U sien, dit is wat ons leer oor die kerk. Maar wat leer die Bybel oor Israel? Neem nou in ag dat ons vasgestel het dat mense wat glo dat die kerk in die verdrukking sal wees, glo dat daar nie onderskeid is tussen die kerk en die volk Israel nie. Hulle glo die volk Israel is een kant toe, die kerk is nou die uitverkorenes alleen, en indien hulle in onderskeid glo, doen hulle dit nie ten opsigte van interpretasie nie. Hoor wat word daar gepraat van die volk Israel? Lukas 21 vers 23, maar weer die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. Let op die konteks wat nou hier geskep word. Hier word gepraat van die volk Israel, 'n spesifieke groep, wat onder die oordeel van God sal wees. Daarom word daar verwys na die groot verdrukking as die 70ste week van Daniël, want dit is die voltooiing van God se plan met Israel. Jy moet Daniël 9 gaan lees, dan gaan jy sien waaroor gaan die 70 7-talle, dan gaan jy sien dit gaan daaroor om die volk Israel te heilig en van hulle ongeregtigheid vry te maak. En wanneer God sy oordeel oor hulle gaan bring in die groot verdrukking in die periode 7 jaar voor sy wederkoms, dit is daar waar God hierdie plan met hulle gaan volbring. Want wanneer jy nou Matteus 24 gaan lees, vers 1, dan lees jy dan, Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Let op die konteks wat hier geskep word. Hy het op die Olyfberg gaan sit, sê vers 3, die plek waar hy oor Jerusalem gekyk het. Dit is hier waar hy gesê, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Nou praat hy oor hierdie tydperk van groot verdrukking, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Let op die konteks wat die Here Jesus hier skep. Hy praat van die volk Israel, hy kyk oor Jerusalem, dan sê hy, daar sal groot verdrukking wees in Jerusalem, oor hierdie volk, maar ook oor die bewoners van die aarde. Dit is hoekom hierdie tyd genoem word die tyd van Jakob se benoudheid. Dit word die 70ste week van Daniël genoem, dit word die dag van die Here genoem, die toekomstige toorn, die uur van beproewing wat oor die wêreld sal kom, die toorn van die lam, die groot dag van sy toorn, die groot verdrukking, dit verwys na hierdie 7 jaar. En die Bybel sê dat ons verlos gaan word van die toekomstige toorn, maar dat die volk Israel in hierdie groot verdrukking sal ingaan. Waarom sal die bruid uit genade weggevoer word? Wel, ons het nou vasgestel, die Bybel sê, omdat ons nie bestem is vir toorn nie. En ek wil dit weer by nadruk vir u sê, die boodskap van 'n wegraping voor die groot verdrukking was al neergeskryf. Onthou hulle het geglo, maar is eers neergeskryf die eerste kerkvader Irenaeus, wat so vroeg as mense geleef het wat Johannes ken. Ons is nie bestem vir toorn nie. God het nog altyd sy eiendom verlos van goddelike wraak. Dink gou wat beteken hierdie woorde, en net soos dit was in die dae van Noag, so sal dit weer wees met die teken, met die koms van die seun van die mens. Hoe was dit in die dae van Noag? Die mense was goddeloos en God het sy eiendom verlos van die oordeel. Noag is uit die oordeel uitgehaal. Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die dae met die koms van die seun van die mens. En hoe was dit in die dae van Lot? Die mense was goddeloos, maar God het Lot uit dit uitgehaal. Die Here Jesus maak hierdie vergelyking, soos dit was in die dae van Noag, soos dit was in die dae van Lot, so sal dit weer wees. Hoe gaan dit wees? Hy gaan sy kinders verlos deur die opstanding van die liggaam voor die verdrukking, voor die oordeel. Hy self gebruik hierdie vergelyking 2 keer om sy eiendom te verlos. En dan, daar word geen melding van die kerk op aarde gemaak in Openbaring 6 tot hoofstuk 18 nie. Maar waar kry ons elke keer die kerk? In die hemel. Hulle is in die hemel, hulle sing in die hemel. U het ons gekoop uit elke volk, stam, taal en nasie rondom die troon van die Here. Lees jy van geredde mense in hierdie tyd? Ja, natuurlik.
Want wanneer die 5de seël gebreek word, gaan hulle siele wat hier gaan sterf onder die altaar versamel word. Maar die tyd van die nasies het tot 'n einde gekom. Dis wat ons vanoggend gelees het, net totdat die tye van die nasies vervul is. Wanneer die uitstorting van die Heilige Gees 'n realiteit geword het in ons lewe, was daardie dag op Pinksterdag. Die uitstorting van die Heilige Gees het 'n nuwe kerkdispensasie ingelei. En dit is die tye van die nasie soos ons nou hoor. Dit was die misterie wat Paulus verkondig het, dat Christus ook aan die heidene geskenk word. Dit was 'n misterie, die Griekse woord mysterion wat gebruik word, dat Christus ook aan die heidene geskenk word. Dit was heeltemal vreemd. Dis die boodskap wat hy verkondig het. Totdat die tye van die nasies vervul is, dan gaan God sy plan met Israel weer opneem. Hierdie tyd word eintlik in sekere teologiese terme genoem 'n stukkie Ou Testament, waar God weer sy plan met Israel gaan opneem om hulle die 70 7-talle deur te neem wat nog nodig is. Maar die mense wat gered word hier, gaan as siele versamel onder die altaar en hulle gaan eers opstaan. Daar sal u sien word daar 'n opstanding gemeld. Dit is Daniël 12 vers 2, wanneer die wat in die stof van die aarde is sal opstaan. Dan Romeine hoofstuk 9 tot hoofstuk 11 leer dat God nog 'n plan met Israel het. En die boek Openbaring, veral hoofstuk 6 tot 18, word die besonderhede van daardie plan beskryf. Want die vraag is van Romeine 11 vers 1 vra die vraag, het God dan sy volk verstoot? Wat is die antwoord? Wat ek bietjie hoor? Nee, stellig nie, sê die Bybel. Het God dan sy volk verstoot? Hy sê nee, stellig nie. Nou verduidelik Paulus dat daar 'n oorblyfsel gered gaan word. Die vraag is, waar gaan dit gebeur? Wanneer gaan hierdie oorblyfsel gered word? Dis voor sy wederkoms. Gaan hy die volk Israel red? Ons het vanoggend gekyk dat die internasionale verstrooiing wat besig is om 'n realiteit te word, soos dat hulle teruggebring word in hulle land. God is besig om sy plan met Israel weer op te neem, totdat die tye van die nasies vervul is, en dan gaan hulle red. Dit is wat die 70ste week van Daniël is. Nou vra ek nou die dag vir iemand wat vir my sê, nee man, ons gaan opgeneem word en dadelik saam met die Here Jesus terugkom. Ek sê toe vir hulle, wat gebeur net voor Jesus se wederkoms? Want jy lees nou van Jesus se wederkoms in Openbaring 19 vanaf vers 11. Maar wat gebeur in Openbaring 19 vanaf vers 1 tot 10? As die wederkoms dan in vers 11 begin, en toe het ek 'n geopende deur gesien, toe het ek die hemel geopend gesien, en hy wat kom op 'n wit perd, jy lees daar vanaf vers 11. Maar wat gebeur in Openbaring 19 vers 1 tot 10? Dit is die bruilof van die lam. Nou my vriend, hoe het die bruid in die hemel gekom? Want die bruilof van die lam vind in die hemel plaas. Dis wat jy daar lees in Openbaring. Die bruilof van die lam vind in die hemel plaas, en dan is hulle bekleed met rein fyn linne, sê Openbaring 19 vers 8, want die bruid het haar gereed gemaak en is bekleed met rein fyn linne, en dan wanneer Jesus se wederkoms plaasvind, sien jy dat daar 'n leermag is wat die Here Jesus volg, bekleed met rein fyn linne. Wie's dit? Dis die bruid. Hoe het die bruid in die hemel gekom, dat die bruilof van die lam in die hemel kan plaasvind? As jy glo dat die wederkoms gaan plaasvind, ons gaan op en dadelik af, waar vind die bruilof dan plaas? Jy sien, die bruid moet in die hemel wees, sodat die bruid plaas kan vind, die bruilof van die lam plaasvind. Jy lees van die regterstoel van Christus, die beloning van die bema. As die kerk die hele tyd op aarde is, deur hierdie tyd, en ons gaan op in die lig, kom dadelik af, waar vind die bruilof, waar vind die bema plaas? Waar vind die bruilof van die lam plaas? Dit kan alleen plaasvind omdat die bruid weggeneem is voor hierdie tydperk van groot verdrukking. In die hemel vind die beloning by die bema plaas. In die hemel vind die bruilof van die lam plaas, en dan kom ons saam met die Here Jesus terug by sy wederkoms. Die wegraping is nie die wederkoms nie.
Die wederkoms is wanneer die Here Jesus sy voet op die Olyfberg gaan sit, maar dit is baie duidelik vanuit die Bybelse perspektief, dat die bruid gaan weggeneem word om nie die oordeel te sien nie. Ons is nie bestem vir die oordeel nie, ons gaan verlos word van die toekomstige oordeel, en dit is wanneer in die hemel die bruilof van die lam en so meer gaan plaasvind. Die wegraping is doeteenvoudig 'n fase in die wederkomsprogram van God. Dis hoe maklik dit is om te verstaan. Die vroeë kerkvaders het dit geglo, want Johannes het dit geglo. Paulus het dit vanaand vir ons ook verduidelik in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Wat het Paulus hier vanaand vir ons verduidelik? Ons sluit hiermee af. Eers moet die teehouer uit die weg geruim word. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Die ongeregtige wat die Here met die asem van sy mond gaan verdelg. Nou glo ons, die teehouer is die Heilige Gees van God binne in die kinders van die Here. Die uitstorting van die Heilige Gees, die dispensasie kom tot 'n einde en God neem die uitstorting van die Heilige Gees weg. Want as dit begin het, dan moet dit iewers eindig. Dit is waar dit gaan eindig. Wanneer die kinders van die Here saam opgeneem gaan word, dit beteken nie die Heilige Gees gaan nie meer op aarde wees nie. Hy gaan nog steeds hier wees, maar hy gaan weer insidenteel sporadies werk soos in die Ou Testament. Hy gaan nog steeds mense kan red in daardie tyd, maar dis nou onnodige teologiese terme wat vir 'n ander klas bedoel is. Hier is dit belangrik om te verstaan dat daar gebeure gaan plaasvind voor die groot verdrukking. En Paulus sê, die teehouer moet eers uit die weg geruim word. Hy wat die ongeregtigheid teehou. Wie is die teehouer? Dit is die Heilige Gees van God in ons, en ons is die sout en die lig, wat die verrotting teehou en wat die duisternis verdryf. Maar as die kerk weggeneem is, dan gaan die ongeregtige geopenbaar word. Dan gaan daar groot verdrukking op hierdie aarde wees, soos daar nog nooit gewees het nie. Want dan gaan die ongeregtige los rondloop. My liewe broeders en susters, dit is in 'n neutedop hoekom ons glo dat daar 'n wegraping gaan plaasvind voor die tydperk van groot verdrukking. Ons staan op vaste grond. Jy hoef dit nie te glo nie, maar verstaan net dat ons het ook rede hoekom ons glo soos ons glo. Dis nie uit ons duim uit gesuig nie. Dit word bevestig deur die vroeë kerkvaders. Dit is die boodskap van die Bybel, dat God sy eiendom verlos. Daar is hemelse aktiwiteite, die kerk is in die hemel, hulle sing in die hemel 'n lied. Dis hulle wat saam met hom gaan terugkeer. Hoe het die kerk daar gekom? Die teehouer sê sommige mense, nee, dit verwys na die Romeinse kerk, of dit verwys na die Romeinse regering. My broeders en susters, daar's geen skrif met skrif om dit te vergelyk, dat die Romeinse staat was nou die teehouer. Sommige mense sê nee, dis die wet, en as die wet eers uit die weg geruim is, dan gaan die ongeregtige geopenbaar word. In 2 Tessalonisense hoofstuk 2 lees ons, julle weet wat hom nou teehou. So die gemeente moes kennis gedra het. Dit moes iets gewees het wat die gemeente sou verstaan. Dis in 2 Tessalonisense hierdie wat ons lees. Dit moet daarom in 1 Tessalonisense wees waar die antwoord lê van hoe gaan die teehouer uit die weg geruim word, en wat lees ons in die eerste brief van Tessalonika? Dat ons in wolke weggevoer gaan word die Here tegemoet in die lig. Dis om skrif met skrif te interpreteer wat jy by daardie antwoord sal uitbring. My vriend, die vraag is nie vanaand, glo jy in die wegraping of nie? Die vraag is jou saak met God reg of nie? Dit is die vraag. Ons mag teologiese verskille hê, maar die vraag is jou saak met God reg? Wat help dit, jy glo in 'n wegraping en jy is oortuig van sulke dinge, maar jou siel ly skade? Wat baat dit 'n mens uit die hele wêreld win? Wat baat dit 'n mens uit al die kennis in pag? Maar sy siel is nie reg met God nie. Dit is die vraag wat jy moet antwoord. Is jou verhouding met God reg? Was daar 'n dag in jou lewe wat God jou nuut gemaak het, en as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
Miskien sit jy en sê, ja, jy's lank 'n kind van die Here, dan vra ek jou, is jy wederkoms gereed? Want hy wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dit is 'n eenvoudige vraag in liefde, wat ek vanaand vir jou vra. Is jy reg, as Jesus nou sal kom? Daai vraag kan jy alleen eerlik voor God antwoord. Ek bid dat jy gereed sal wees. Die sandkorrels is besig om uit te loop. Die uurglas is byna leeg. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek wil U kom vra dat U deur die groot genade nog 'n siel sal trek deur koorde van liefde. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en daarom bid ek, Here, dat U vandag, by hierdie middaggeleentheid, U reddende genade weer aan iemand sal skenk, want net U alleen kan hulle red. Ek kan hulle nie red nie, die kerk kan hulle nie red nie, dit is U alleen wat 'n siel uit genade kan red. Ek kan hulle maar begelei en wys na Jesus. Maar ek bid, Here, vir 'n siel vanmiddag, wat sê, Here, dankie vir nog 'n geleentheid wat ek het, om my saak met U uit te maak. Dat hierdie woord in hulle harte sal insny, dat God hulle van die oordeel wil verlos. Dat U hulle wil vrymaak, en dat hierdie liefdeswoord, hierdie liefdesverklaring, vanaand aangeneem sal word. Ons bid dit met danksegging, in Jesus se reddende naam. Amen.